Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag, 27 April. 'n Plek. Jesus is in elke opsig ons volmaakte voorbeeld. Dit geld beslis ook vir stiltetyd. Wat sê Markus 1 vers 35 oor die tyd wat Jesus met die Vader deurgebring het? Markus 1 vers 35 lees: En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Markus 1 vers 35. Hoewel dit net 'n enkele versie is, kan ons so baie uit Jesus se voorbeeld hier leer. Lank voor dagbreek het hy buitentoe gegaan, dit wil sê die stad se alledaagse harwar verlaat, sodat hy alleen op 'n eensame plek kon wees om met sy Vader te praat. Kan jy jou dit voorstel? Daar sit Jesus, ergens langs die see van Galilea of teen 'n heuwelhang, en voer 'n intieme gesprek met sy hemelse Vader voordat die wêreld hom ontwaak. Hoewel hierdie teksvers Jesus se toewyding tot gebed toon, geniet dit duidelik ook 'n voorrang in sy lewe. In ag genome al die swaar kry en beproewings waarmee Jesus te kampe gehad het, was dit ongetwyfeld daardie stilte tyd saam met sy Vader wat hom die krag gegee het om daardie dinge die hoof te bied. As Jesus dan sy dag so moes begin het, hoeveel te meer ons? Ons lees in Psalm 27 vers 8. Soek my aangesig, sê die Here vir ons, en die reaksie wat hy daarop hoop? U aangesig, Here, sal ek soek. Wat het 1 Kronieke 16 vers 11 te sê oor hoe ons die aangesig van die Here moet soek? Ons lees 1 Kronieke 16 vers 11. Vra na die Here en sy sterkte, soek sy aangesig altyd deur. 1 Kronieke 16 vers 11. Het jy dalk 'n plek waarin jy soggens kan gaan om by die Here te wees? Wat van 'n stoel by die venster, of 'n stil plekjie in die tuin, of selfs by die eetkamertafel? 'n stilte tydplek waar jy elke dag aan Jesus se voete kan leer uit sy woord. Om aan Jesus se voete te sit, is die allerbeste plek op aarde. Ons lees Lukas 10 vers 39 tot 42. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar en sê: Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig. En Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Lukas 10 vers 39 tot 42. Hierdie strewe na stilte tyd as 'n daaglikse gewoonte, waar jy op 'n bepaalde plek probeer sit om tyd met die Here deur te bring, skep 'n begeerte om dit elke dag te wil doen. Tog kan dit gebeur dat mens nou en dan 'n dag oorslaan. Moenie toelaat dat dit jou onderkry nie. Krisisse is deel van die lewe en soms ontwrig dit daardie stilte tyd wat jy met God wil deurbring. Probeer egter jou bes om nie die dae, weke of selfs maande sonder tyd met God te laat verbygaan nie. Om 'n blywende band met God te hê, is 'n besluit wat daagliks geneem behoort te word. Die mooi daarvan is dat jy sommer vandag weer daarmee kan begin as jy wil. Hoeveel tyd het jy die afgelope week in gebed en Bybelstudie deurgebring? En wat sê dit vir jou oor moontlike veranderings wat jy aan jou prioriteite sal moet maak?